Ja, die burger gesels vandag met Brendan Venter hier by die Kaapstad Stadion. En Brendan, sê net vir my die projek in Kayamandi, wat is die geskiedenis daaromtrent en wat beplan julle vir wanneer Saracens dan in Januarie hier gaan kom speel? Dit het 'n redelike lang verloop gehad. Seker so 10 jaar gelede het ons in 'n HIV-projek daar betrokke geraak om mense te help om medikasie te kry. Sedertdien het die ding baie ontwikkel en ons fokus nou baie op kinders en ons glo dat sport is fantasties vir die ontwikkeling van kinders. En die kindertjies daar ongelukkig het nêrens om te speel nie. Saracens gaan volgende jaar op 'n kunsmatige oppervlak rugby speel, hulle professionele rugby speel. Dit gaan die eerste in die wêreld wees en ons het besluit ons gaan by ons projek vir die kindertjies 5 aan die kant sokkerveld en 'n netbalveld met 'n kunsmatige oppervlak bou. Saracens een van sy eienaars, Nigel Ray, het goedgunstiglik vir ons geld gegee. En dis 'n ongelooflike projek. Die spelers gee elke maand 'n deel van hulle salaris as vir die bestuur van die projek. En dis 'n baie lekker kombinasie. Sê net vir my wanneer het die projek begin? Die projek het al lank terug begin, seker omtrent al 10 jaar gelede. Hy het baie verskillende arms. Daar's 'n groot HIV komponent aan die projek. Daar's baie ontwikkeling van vrouens in die projek en ons nuutste toevoeging is sport en die ontwikkeling van kindertjies met lewensvaardighede deur sport. As Saracens nou oorkom, gaan hulle weer 'n besoek by Kayamandi bring? Ja, toe ek oorgeneem het by Saracens, as jy afrigter, het ek die hele span Kayamandi toe gebring en ons het 3 shacks help bou. Ek wil maar net vir hulle gewys het daar's 'n ander wêreld daar buite. En dis hoe hulle aanvanklike koneksie gekry het. En hulle sal beslis, hopelik, ons het begin bou al aan ons veld en hopelik sal hulle, die veld se naam gaan wees Saracens Field of Dreams. Hopelik sal hulle die inwyding kan bywoon. Dankie Brendan.